Geliefdes, ek groet u in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus, ons ewige verlosser, die enigste middelaar tussen God en die mens, die liefling van ons siele. En wat 'n voorreg om u in daardie kosbare naam te kan groet. Geliefdes, so mens kan nie glo nie, 'n jaar is alweer verby. En daar het soveel gebeur en daar is soveel wat ek kan vertel, maar ek wil uit dit alles wat ek het om vir u te sê, wil ek een besondere geleentheid wil ek vir u uitlig, waarin, weet jy, as ek daaraan dink, dan kan ek nie anders as om te dink aan Hebreërs 13 vers 15 wat sê, laat ons dan altyd deur aan God 'n lofoffer bring, want dit is die vrug van die wat sy naam bely. En ek wil vandag 'n lofoffer aan God bring vir die weldade wat hy verrig het. En ek het al so rukkie gelede het ek so 'n stukkie opgeneem oor Johannes Pedro wat tot bekering gekom het, kragtadig tot bekering gekom het. 'n Baie rowwe kaland. En ek wil hierdie opname wat ek gemaak het, wil ek net vir u speel. En luister daarna en dan praat ek net nou weer met u. Johannes Pedro het ek so wat 20 jaar gelede het ek hom vir die eerste keer bearbei. Hy het uit die gevangenis uitgekom. Jy kan sien, hier is 'n foto van hom waar die 20 hier op sy keel getatoeëer is. En hy was deel van die bende daar, rowwe kaland. Hy het toe net uit die tronk uitgekom. En soos ek sê, ek het hom bearbei, maar daar was geen vrug nie, want die hart was nog nie voorberei nie. En so het Johannes hier, laat November, het hy, terwyl ons daar in die dorp gestaan het hy by ons aangekom en gesê, maar hy wil sy saak met die Here regmaak. Ek het toe saam met hom gebid en Johannes het toe sy saak met die Here reggemaak. En weet jy, van daar af het ek elke Sondag middag het ek disipelskap kursus met hom wat ek deurwerk, waarin ek hom na die woord toe vat. Jy kan nie 'n foto sien waar ons sit. En jy kan nie ook sien hoe ek hom leer, hoe om bepaalde werkwoorde uit die teks uit te haal, hoe om die teks te bestudeer, en ja, dit is net wonderlik om met Johannes deur hierdie Bybelstudie te werk. Maar nou wil ek vir u sê, tot my verleentheid, het ek so 3 weke nadat, dalk 4 weke nadat Johannes tot bekering gekom het, het ek eendag vir hom gevra, want jy weet, hy het dagga gerook, en het ek vir hom gevra, Johannes, nou hoe gaan dit met die dagga rokery? Kry jy darm oorwinning daaroor? En hy kyk vir my so, en hy sê vir my, maar oom Nico, ek het dan tot bekering gekom. Ek het my saak met die Here reggemaak. Ek het daardie goed alles gelos, die dag toe ek my saak met die Here regmaak. Geliefdes, toe verlos die Here hierdie man van sy dagga rokery. En ek het met sy vrou gepraat en vir sy vrou gevra, het daar verandering plaasgevind? Toe sê sy, absoluut. Nou geliefdes, die verandering in Johannes se lewe is van so aard, dat dit so uitwerking op sy vrou het, dat sy later toe nou vir my gesê het, en dit was nou so 2 weke gelede, dat sy ook haar saak met die Here wil regmaak. En so het ek toe nou verlede Sondag, het ek ook saam met haar gebid, en het sy met trane en droefheid, het sy met belydenis van sonde, haar saak met die Here reggemaak. Toe ek vir haar vra om te bid, wou sy nie regtig alleen bid in haar eie woorde. Sy sê, Nico, ek weet nie wat om te sê nie. En ek sê vir haar, Karel, sê vir die Here enigiets. Praat met die Here, sê vir hom wat in jou hart is. En weet u, dit wat daar uitgekom het, was 'n Heilige Gees gedrewe gebed, van berou, van droefheid, van erkenning dat ek teen God gesondig het, en van 'n begeerte na verlossing en om God te dien. Ek kan net vir u sê, dit moes die Heilige Gees gewees het, wat daardie woorde in Karel se mond gesit het. En is dit nie per slot van rekening wat die woord sê, as julle nie weet wat om te bid, sal die Heilige Gees intree met onuitspreeklike sigtinge. Karel is nie 'n kerkmens nie, sy ken nie hierdie goed nie, en die manier hoe sy gebid het, sou mens waarlik gesê het,
is hy 'n kerkmens dat sy hierdie tipe gebede hoor? Maar geliefdes, hoe dank ek die Here vir dit wat ek daar beleef het. O, wat 'n voorreg om ook vir Karel na die Here toe te kon lei. En weet jy, wat wonderlik is dat Karel of Johannes vir my gesê het, dat wanneer ek klaar met hom Bybelstudie gedoen het, het hy dit wat ons dan hanteer het hy met sy vrou behandel en deurgegaan. Dis nou voor haar bekering. En so het die Here in Karel se hart gewerk, soveel so dat sy dit nie meer kon hanteer. En sy het dit vir my gesê, oom Nico, ek kan nie, ons kan nie in hierdie huis so leef. Johannes dien die Here en ek dien nie die Here nie. En daarom wil ek my saak met die Here regmaak. En sy het ook vir my gesê, oom Nico, ek kan nie dat my kinders my so sien, dat ek so, want sy het geweldig gedrink. En ja, hoe wonderlik, prys die Here. Gee dit nie vir my vandag 'n rede om vir u te sê, o, God is groot en hy's goed en hy's wonderbaar. En gee hom die ere, hy het wonders gedoen. Laat ons dan altyd deur hom aan God 'n lofoffer bring, want dis die lippe van die wat sy naam bely. Geliefdes, dan wil ek vir u vertel van die Bybelskenkings. Ons is so dankbaar dat ons skenkings gekry het vir Bybels vir Johannes en ook vir sy kinders, 'n baie duur kinderbybel wat hulle gekry het. Ons eer die Here daarvoor. Ons moet nou net vir Karel ook haar eie Bybel kry. Ja, en dan het ons ook vir die kinders en die gesin geskenke kon koop vir Kersfees, en wat 'n voorreg. Jy weet, Johannes is 'n Swyser, hy kry nie baie geld nie, en hy het 6 kinders, en daar is nie regtig geld vir geskenke, maar ons het net gevoel dat ons hierdie gesinnetjie hierdie Kersfees wil bederf, en so het ons vir hulle geskenke gekoop. Hier is die foto's waar die kinders lekker spog met hulle geskenke. Nou geliefdes, is dit nie wonderlik nie, prys die Here, weet jy, laat ons dan gedurig deur aan hom 'n lofoffer bring, want dis die vrug van hulle wat sy naam bely. Ons het soveel rede om die naam van die Here groot te maak. Wat 'n vreugde, 'n goddelike vreugde, om saam met 'n siel te kan bid, om te sien hoe God 'n siel uit die duisternis oorbring tot in sy wonderbare lig. Wat 'n voorreg. Geld kan dit nie koop nie, dis 'n goddelike voorreg. En ek wil vir u dankie sê, geliefdes, u het deel aan die redding van die siele, hulle wat tot bekering kom, u het deel daaraan. U is net so belangrik, die gebede, die ondersteuning, finansiëel of dit deur gebede is. Geliefdes, u het net soveel aandeel, weet dit. En ons wil vir u baie dankie sê vir die afgelope jaar se ondersteuning en vir u volgehoue ondersteuning vir die volgende jaar. Mag die Here vir u baie ryklik seën. En dan wil ek net vir u vra, geliefdes, hierdie is eintlik net uittreksel van groter video wat ek gemaak het oor ons terugvoer hier in die Wes-Kaap in die sendingveld. So as u nou die QR code, ek weet nou nie wat dit is in Afrikaans nie, maar as u nou die QR code se skakel of 'n foto daarvan neem, sal dit u dan neem na die voller weergawe van hierdie KESA verslag. Nou geliefdes, ek sê vir u nogmaals baie dankie. Dankie vir u ondersteuning en dankie dat u vir ons bid. En ja, ek nooi u dan uit om na die voller weergawe te kyk van die KESA verslag. Mag die Here vir u ryklik seën. Nogmaals, baie dankie vir die ondersteuning. Vrede vir u, leef in groot oorwinning, geliefdes. Die Here se koms is naby en daar's baie werk om gedoen te word. Bid vir ons aanhoudend asseblief, ons het dit baie nodig en u sal dit veral sien, die uitdagings waarmee ons nou te kampe het in hierdie tyd. So ja, luister gerus daarna en baie dankie. Mag u geseënd wees.